Welkom by vandag se verkenning van idealisme en realisme, twee kragtige filosofiese tradisies wat steeds die moderne onderwyspraktyk vorm. Idealisme en realisme as fundamentele filosofiese tradisies het opvoedkundige teorie en klaskamerpraktyk beduidend gevorm. Deur hul invloed op onderrigmetodes, kurrikulumontwerp en leeruitkomste te ondersoek, kan opvoeders beter verstaan hoe hierdie filosofieë in moderne pedagogie manifesteer. Relevantie en impak op onderwyspraktyk fokus op die integrasie van idealisme en realisme in moderne onderwys. Beklemtoon intellektuele ontwikkeling, morele waardes en abstrakte redenasie. Beïnvloed onderrig deur metodes soos Sokratiese dialoog, kritiese denkoefeninge en besprekingsgebaseerde leer. Die kurrikulum prioritiseer geesteswetenskappe, filosofie en klassieke letterkunde om wysheid te kweek, met onderwysers wat as morele gidse en fasiliteerders van intellektuele groei optree. Die relevantie daarvan word gesien in liberale kunsteonderwys en etiekgebaseerde onderrig, hoewel dit praktiese vaardighede en ervaringsleer kan verwaarloos. Aan die ander kant beklemtoon realisme in onderrig empiriese kennis, wetenskaplike ondersoek en waarneembare feite. Hierdie benadering beïnvloed onderrig deur praktiese eksperimente, gestruktureerde lesse en bewysgebaseerde onderrig, met 'n kurrikulum wat stem en toegepaste leer beklemtoon. Onderwysers funksioneer as kundiges wat objektiewe waarhede aanbied, wat gestandaardiseerde toetsing en bevoegdheidsgebaseerde onderwys oorheers, hoewel dit kreatiwiteit en subjektiewe interpretasie kan onderskat. In moderne klaskamers integreer gemengde benaderings idealisme se kritiese denke met realisme se praktiese vaardighede vir gebalanseerde onderrig, soos gesien in projekgebaseerde leer wat teoretiese bespreking met werklike toepassing kombineer. Die relevantie daarvan word gesien in liberale kunsteonderwys en etiekgebaseerde onderrig, hoewel dit praktiese vaardighede en ervaringsleer mag verwaarloos. Aan die ander kant beklemtoon realisme in onderrig empiriese kennis, wetenskaplike ondersoek en waarneembare feite. Hierdie benadering beïnvloed onderrig deur praktiese eksperimente, gestruktureerde lesse en bewysgebaseerde onderrig, met 'n kurrikulum wat stem en toegepaste leer beklemtoon. Onderwysers funksioneer as kundiges wat objektiewe waarhede aanbied, wat gestandaardiseerde toetsing en bevoegdheidsgebaseerde onderwys oorheers, hoewel dit kreatiwiteit en subjektiewe interpretasie kan onderskat. In moderne klaskamers integreer gemengde benaderings idealisme se kritiese denke met realisme se praktiese vaardighede vir gebalanseerde onderrig, soos gesien in projekgebaseerde leer wat teoretiese bespreking met werklike toepassing kombineer. Aan die ander kant, realisme in onderrig beklemtoon empiriese kennis, wetenskaplike ondersoek en waarneembare feite. Hierdie benadering beïnvloed onderrig deur praktiese eksperimente, gestruktureerde lesse en bewysgebaseerde onderrig, met 'n kurrikulum wat stem en toegepaste leer beklemtoon. Onderwysers funksioneer as kundiges wat objektiewe waarhede aanbied, watter oorheers gestandaardiseerde toetsing en bevoegdheidsgebaseerde onderwys, hoewel dit kreatiwiteit en subjektiewe interpretasie mag onderskat. In moderne klaskamers integreer gemengde benaderings idealisme se kritiese denke met realisme se praktiese vaardighede vir gebalanseerde onderrig, soos gesien in projekgebaseerde leer wat teoretiese bespreking met werklike toepassing kombineer. In moderne klaskamers gemeng benaderings integreer idealisme se kritiese denke met realisme se praktiese vaardighede vir gebalanseerde onderrig, soos gesien in projekgebaseerde leer wat teoretiese bespreking met werklike toepassing kombineer. Dankie dat jy gekyk het.